baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Levitikus 12 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Die opskrif is wette oor die reiniging van 'n vrou. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê: As 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy 7 dae lank onrein wees. Soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees." Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek weet daar's in baie kulture waar 'n vrou vir 7 dae nie uit die huis uit mag kom nadat sy geboorte gegee het aan 'n kind nie. Ek is nie so groot gemaak nie. Ek het uit die huis uit gegaan. Ek het 4 kinders. Ek het uit die huis uit gegaan. Met my oudste kind het ek soos die 2 dae nadat ek geboorte gegee het, het ek uit die huis uit gegaan. Met my jongste babietjie was dit ook 2 dae. Toe ek terug by die werk om uit te help met die admin goed. So ek weet daar's in kulture wat hulle dit baie ernstig opvat en ek hoop die Here vergewe my vir wat ek gedoen het. Okay, vers 3, en op die 8ste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word. Dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is moet sy raak nie, en in die heiligdom mag sy nie kom nie, totdat die dae van haar reiniging verby is. As 'n mens geboorte gee, dan obviously menstrueer jy nog na die geboorte, en is gewoonlik normale maandstonde is so 3 tot 5 dae, partykeer 7 dae, en ek weet met elke keer na geboorte, jy's lekker, dis jou maandstonde soos 10 dae, 14 dae, ek weet nie van 33 dae nie, maar dit is hektiek hoor, dis om, ja, okay. Vers 5, maar as sy 'n dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Hier praat die Bybel van die maandelikse onreinheid, so dit is nou wanneer jy jou maandstande het as vrou. Dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly. So as sy 'n seentjie baar, dan is dit 33 dae, en as sy 'n dogtertjie baar, is dit 66 dae, soos is dubbeliteit. Vers 6, en as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem, een as brandoffer en een as sondoffer, en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. En dit is die einde van hierdie hoofstuk, Levitikus 11. Ek weet nie of dit nog die huidiglik in ons moderne tyd, as Christene, of ons nog steeds dit doen nie. I don't think so. Dalk is daar nog mense wat dit doen. Ek is nie groot gemaak deur dit te doen nie. Sure. Okay. En dis hoekom ek so excited is oor hierdie is nou die Ou Testament. Dis hoekom ek so excited is om te kyk wat in die Nuwe Testament is. Want hulle sê, daar's 'n groot verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die goed wat Jesus sê, en heiliglik praat God baie met die mans in die Bybel. So God sê, ek wil dit so gedoen hê, ek wil dit so gedoen hê, dit is die wette, dit is die ordene,
En dan kom Jesus in die Nuwe Testament en dan sê Jesus vir ons, dit is hoe ek dit gedoen wil hê, dit is hoe my Vader dit gedoen wil hê. So ek is baie nuuskierig om te sien wat in die Nuwe Testament gaan gebeur. So ja, tot 'n volgende video.